Ja, ek dink ons is baie geseënd met eintlik 'n goeie seisoen in verband met tonne en kwaliteit. Ek dink dit is een van ons hoogste kwaliteit wat ons in jare gelewer het met 'n goeie konstante tonnemaat wat nie baie fluktueer deur die jare nie. En wat ek ook beleef het is met die goeie kwaliteit ons burn, sal ek sê die burn harvest in Christen Lei het op 'n stadium was het baie laag. Ek dink dit was onder 50 vir so 2 weke gewees. En toe is ook gesien daai tyd met die goeie kwaliteit riet wat gelewer word en die meel met die varsieter kry, die mele al baie goed gemal en het goed gehardloop. En ek is bly dat die kwekers vir dit wat ons doen is, die waarde van die RV kwaliteit, is dit wat ons betaal word. En ek dink dit baie goed vir die baie goed bemeester. Ja, in verband met kwaliteite, ek dink wat bietjie skrikwekkend is ons area, ek dink ons gemiddelde retoene vir die area is baie hoog. Ons kom agter die gaan 'n probleem kom met resaatriet beskikbaarheid. So wat ons as Malalamerikers gedoen het ons begin kyk na 'n warmwaterbad in die mobiele ene, wat ons al 'n bietjie getoets het en gewerk het, en ek dink ons is nou op 'n plek waar hy nou lekker werk en kan inskakel, wat vir ons lede beskikbaar is om hulle eie saadriet te kan vestig op plase, om daai, hoe sal ek sê, rooi lig wat kom. Ek dink dit gaan 'n groot probleem raak, veral in die 2028 seisoen, waar die wet van plaag- en siektebeheer inskop, om lande 9 maande of jaar braak te lê, wat nogal 'n groot impak op ons finansiële sy gaan wees, om daai lande nie te kan vinnige produksie te kry nie. So saadriet is definitief, en ek dink ons konsentreer op nou variëteite. Daar is nuwe variëteite, laatseisoen variëteite, sukkel ons mee. Ek dink Sasri, verantwoordelikheid by Sasri is baie groot, en ek dink dit is belangrik vir die kweker om Sasri daar te hê vir ons, vir goeie kwaliteit, nuwe variëteite te bring, veral laatseisoen. Daar is ander nuwe goed wat ook uitgekom het. Van die goeie nuwe variëteite het maar hier daar probleme, ander aarde pas hy nie, maar ek dink so vinnig ons hierdie nuwe variëteite kan kommersieel kan begin plant en in die grond kry, dan sal ons weer gesien wat met dit gebeur, maar ons is die groot ding is maar jou beplanning om te sê regte variëteit in die regte tyd, en dan die verdere stap is maar in jou grondtype, om dit ook in die regte grondtype te plan. Ja, in verband met variëteite, ek dink wat bietjie skrikwekkend is ons area, ek dink ons gemiddelde retoene vir die area is baie hoog. Ons kom agter die gaan 'n probleem kom met resaatriet beskikbaarheid. So wat ons as Malalamerikers gedoen het ons begin kyk na 'n warmwaterbad in die mobiele ene, wat ons al 'n bietjie getoets het en gewerk het, en ek dink ons is nou op 'n plek waar hy nou lekker werk en kan inskakel, wat vir ons lede beskikbaar is om hulle eie saadriet te kan vestig op plase, om daai, hoe sal ek sê, rooi lig wat kom. Ek dink dit gaan 'n groot probleem raak, veral in die 2028 seisoen, waar die wet van plaag- en siektebeheer inskop, om lande 9 maande of jaar braak te lê, wat nogal 'n groot impak op ons finansiële sy gaan wees, om daai lande nie te kan vinnige produksie te kry nie. So saadriet is definitief, en ek dink ons konsentreer op nou variëteite. Daar is nuwe variëteite, laatseisoen variëteite, sukkel ons mee. Ek dink Sasri, verantwoordelikheid by Sasri is baie groot, en ek dink dit is belangrik vir die kweker om Sasri daar te hê vir ons, vir goeie kwaliteit, nuwe variëteite te bring, veral laatseisoen. Daar is ander nuwe goed wat ook uitgekom het. Van die goeie nuwe variëteite het maar hier daar probleme, ander aarde pas hy nie, maar ek dink so vinnig ons hierdie nuwe variëteite kan kommersieel kan begin plant en in die grond kry, dan sal ons weer gesien wat met dit gebeur, maar ons is die groot ding is maar jou beplanning om te sê regte variëteit in die regte tyd, en dan die verdere stap is maar die grondtype, om dit ook in die regte grondtype te doen. Maar definitief, ek dink ons het van ons kwekers het lande beskikbaar gestel om wat die saadriet aangebring het om te verneder, en dan het ons dit al uitgedeel na ons kwekers toe. Ons het, ek gaan nie al die variëteite noem nie, maar belangrike variëteite wat heel gewild is in die area, het ons opgebulk
en om uit te stuur na ons kwekers toe. En daarvan af verder is die warme waterbad wat ons geïmplementeer het, om dit dan verder as gesertifiseerde saamdrie te kan vestig. Ek dink ons in Malalaan, definitief Malalaan area, is besproeiingsgebied. Ons kan nie sonder besproeiing nie, om water op die lande te sit, is hier moeilik, afhanklik van Eskom en water. Ons kan nie sonder water en Eskom klaarkom nie, so baie belangrik, Eskom se verantwoordelikheid teenoor om krag te voorsien op die regte tyd, om dit gereeld te gee, nie op wat nou gebeur met Eskom baie keer, ons kan nie meer loadshedding nie, maar die implikasies raak van so aan dat dit nie meer 'n dag of 2 herstel is, tydjie, dae en weke. En dit is problematies. Ek dink die finansiële sy daarvan ook is vir ons nogal problematies om te sê. Ons het verlede jaar gesien, 12,74% verhoging. En die generaliseer, daar is baie ander goed wat ingeskop het, wat hulle nou weer uitwerk op hierso oor die 30%. Dit was nou van plaas tot plaas, maar gemiddeld is omtrent oor die 30% verhoging op jou Eskom tarief. Maar ander is gegaan om jou sekuriteit te beskerm, is die solarpanele en batterysysteem ingesit. Ek dink is om jou risiko te versprei, maar almal het nie altyd die geleentheid om dit te doen nie. So die grootste uitgawe op rietboer in die omgewing in Malalaan area is die elektrisiteitsrekening op hierdie stadium. Dan kom die ander goedjies by, dan kom vervoer en dan kom kunsmis en arbeid is ook baie naby aan daai 3 wat die hoogste is. En wat van die water besef, waterafval is hoor gedurig, wette wat wil verander en tot nadeel van ons wat het plaas het en waterregte op die grond het, om dit te behou. En dis die belangrikste, ons kan nie van ons water dit apart bestuur dat jy grond het en water is apart te stuur nie. Ek sien nog dat het werk nie, dit is vir ons baie belangrik, watersekuriteit is belangrik, damme moet gebou word, ons wacht vir ons Mountain View Dam, daar so in die Kaaprivier. Ek dink dit is 'n baie belangrike dam om stabiliteit hier by ons te veroorsaak. Ons weet van ander damme ontruis ook, wat ook was en is op die tafel af, maar van ook eintlik 'n beter dam sou gewees het, maar die van die regering se kant af druk te plaas op Eskom en ons waterbestuur. En ander ding wat ek nou genoem het van uitgawes wat eintlik hoog is as arbeid, ons is afhanklik van mense, en ek dink die suikerbedryf spesifiek in ons area het die geleentheid om werk te verskaf vir ons mense. As ek dink die hele ketting van kap, laai en vervoer, reg deur die ketting het die mense nodig om al die werke te doen. Plaasbestuur is een aksie, en baie keer as ek self het sy vlekkie aangesteek het en hy lê, dan bestuur ons bederfbare produk. En dis ook om die burn-hours te kry, en hy vir ons verskriklik belangrik is om so laag as wat dit nou vir die beste inkomste vir ons kweker. Ek dink dit is baie belangrik. Kweker, ek weet ons sit met kwekerorganisasies, en as ek dit sê, Suid-Afrikaanse Kwekersvereniging is van kardinale belang vir ons. Ek dink die werk wat daar gedoen is, die struktuur wat hulle het, die oorsig en die deurligtige besluit wat hulle doen, ek dink dit is word baie goed gedoen, dit word op hoë vlak en baie professioneel aangebied. En wat ons baie dankbaar is, ons wil baie dankie sê daarvoor. Ek dink, soos enige organisasie met al die verskillende bedrywe wat betrokke is, boerdery en in die industrie, is dit baie belangrik vir so 'n organisasie. Ons boere het nie altyd die tyd om daar ander te gee, wat ons baie dankbaar is vir 'n organisasie soos die Afrikaanse Kweekers, om ons sake en belange op die hand te dra, by regering, by DTI, by die invoer, die suiker wat ingevoer word, om daai ding te beperk, om ons 'n goeie prys te Briefly, we will look at the 2025 season operational overview. In 2025, RCL Malalane Mill remained our central processing hub within the sugar industry, servicing all growers in Nkomazi municipality and Mpumalanga. I'm saying all growers. Landform, large scale, small scale. None of those growers were affected by carryover gains. This was possible
through continued focus on the following: improving operational milk performance, plant efficiencies, strengthening cane quality and throughput. Bear in mind, Malelane is giving you best RVs in the industry. Just take note of that. This is true and possible through the support that our local team does provide to our milk group board and the local grower council. And the relationship between the milling company and the growers does play a crucial role in order to achieve positive results at the end of the day. I'll briefly touch on some projects that were funded to support our growers, especially our small-scale growers. The STIG funding, it was also received very well and implemented very well. Basically, it was aimed to address the following strategic development projects in Komati. The key focus areas include irrigation infrastructure rehabilitation, agricultural innovation, community development, disaster recovery readiness. Priority projects were the following: fencing upgrades, drainage rehabilitation, dams restoration, and improved accessibility to support disaster-related interventions. Ngokolo irrigation scheme also benefited a lot the previous season because they also received grant funding from the Department of Agriculture worth 23 million to do the following in order to upgrade their project. They are currently busy replacing the aging irrigation canal system with the modern pipe network, and they are also going to be installing a solar-powered irrigation system. Basically, Ngokolo covers over 82 fields on an average of 7 hectares. 82 fields, 7 hectares, owned by 82 individual growers. So you can tell the impact that growers are going to receive if this is done correctly. But we are monitoring the processes every day. We also played a crucial role in implementing the seed cane scheme in Malelane. We have planted 5 hectares using STIG money, spread over three projects using hot water treated plant material. Buffer Spade benefited, Langloop 1 benefited, and Zelpe benefited. So we'll be looking to continue trying to comply with the 2028 SASA requirements when it comes to planting clean material. Another successful project was Mhlaba Trust. For the first time, they've received 29 million in grant funding to expand their area under production, develop additional citrus production areas, strengthen emerging grower participation. Basically, Mhlaba Trust never received any support from government ever since they got their land back from restitution. We also played a crucial role in the disaster recovery programs within the region. It's vital to know that recently we were struck by a disaster. So through collaboration with the Department of Agriculture, which is ongoing process, the following are targeted to road rehabilitation, access improvements, infrastructure recovery, and disaster-related damage. This will include your pump stations and your continued support in order to make sure that our growers remain sustainable. In conclusion, I can briefly say the 25 season reflects the following: strong mill-grower collaboration, strategic infrastructure investment, agricultural innovation, and irrigation modernization, continued land reform and transformation progress, proactive disaster recovery and planning. That's Malelane in a nutshell in 2025.